Hallo en welkom. Kyk, kunsmatige intelligensie of KI is besig om absoluut alles te verander. Hoe ons werk, hoe ons leef, alles. Maar wat van die internet self? Is die ding wat ons elke dag gebruik regtig gebou vir 'n toekoms wat deur KI oorheers gaan word? Vandag duik ons in 'n baie dapper voorstel wat presies daardie vraag vra en 'n radikale oplossing op die tafel sit. Kom ons spring weg. Die hele storie het begin met 'n e-pos. En nie sommer enige e-pos nie. Dit is gestuur aan ICANN, die mense wat basies die internet se groot adresboek bestuur. En die boodskap kom van 'n sleutelfiguur, 'n ou wat daar was in die internet se babaskoene en wat na jare se stilte nou terug is met 'n baie eenvoudige, maar nogal kragtige vraag. En die ou wat hierdie e-pos stuur, Michael Kor, hy is nie een of ander nuweling nie, glad nie. Hy is iemand wat daar was toe die fondamente van die einste internet waarop jy nou luister gelê is. En nou is hy terug. Kyk gou 'n bietjie na sy agtergrond. Dis nogal indrukwekkend. Die man het nie net gehelp om die internet se kernpype te lê nie, soos daai DNS-wortelbedieners by Bell Labs. Hy het ook die sprong gemaak na die voorpunt van KI en groot spanne by IBM bestuur wat aan taalmodelle werk. So, jy het hierdie ou wat diep van die internet se enginekamer weet en van moderne KI. Dis 'n baie rare kombinasie en dis hoekom sy waarskuwing soveel gewig dra. En dis presies die punt. Kor is nie terug om oor die goeie ou dae te gesels nie. Nee, hy sien 'n nuwe, massiewe gevaar vir die stabiliteit van die web wat hy help bou het. 'n Gevaar wat direk spruit uit die opkoms van kunsmatige intelligensie. Hy praat van iets wat hy die agentgedrewe ekonomie noem. Stel jou dit so voor, 'n internet waar die meeste van die gebruikers glad nie mense is nie. Ons praat van triljoene KI-agente wat selfstandig take verrig, onderhandel en besigheid doen met mekaar. Dink aan jou KI-assistent wat die beste vliegkaartjie vir jou beding of selfbesturende karre wat vir torgeld betaal. Die probleem? Die internet se huidige struktuur is net nie daarvoor gebou nie. Dis nie ontwerp vir daai tipe of volume verkeer nie en dit skep 'n reuse kwesbaarheid. En dit bring ons by die hart van die probleem. Dit het alles te doen met twee klein lettertjies wat amper per ongeluk die amptelike online adres vir kunsmatige intelligensie geword het, .ai. Kyk na hierdie syfer, $49 miljoen. Dis die verstommende bedrag wat die klein Karibiese eiland Anguilla verwag om in 2025 te maak, net uit die registrasie van .ai domeinname. Dis is om die lotto te win, alles te danke aan die KI goudstormloop. Nou om jou idee te gee hoe massief dit is, daardie inkomste uit .ai maak nou amper 'n kwart van die hele gebied se ekonomie uit. Ja, .com is natuurlik steeds die koning, maar die manier hoe .ai groei is ongekend vir 'n landkode domein. Jy weet, daai tipe top-level domein of TLD wat aan 'n spesifieke land gekoppel is. En dit skep 'n groot probleem, 'n begrip wat bekend staan as soewereine risiko. Die vraag wat Corrie vra is eintlik baie eenvoudig. Is dit stabiel? Is dit 'n goeie idee dat die digitale identiteit van 'n tegnologie wat die hele planeet gaan hervorm, beheer word deur die politiek en ekonomie van een klein nasie? Maar daardie risiko is net die helfte van die storie. Die tweede groot probleem is een van uitsluiting. En dit word perfek opgesom deur hierdie getal, 1.3 miljard. En hierdie punt is briljant want dit wys 'n diep kulturele en linguistiese vooroordeel. Vir sprekers van Spaans, Portugees, Frans en Italiaans is die natuurlike afkorting vir kunsmatige intelligensie AI, Intelligentia Artificial. Die oorheersing van .ai sluit dus effektief 'n massiewe globale gemeenskap heeltemal uit. En dit bring ons by Michael Kor se oplossing. Hy noem dit 'n elegante ommeswaai, 'n eenvoudige maar kragtige idee wat beide die soewereine risiko en die taalprobleem met een skoot kan oplos. Goed, kom ons breek dit af. In plaas van beheer deur een enkele nasie, stel hy 'n internasionale konsortium voor, amper soos die VN. In plaas van Engels-sentries, maak hy die deur oop vir 1.3 miljard mense. En die belangrikste punt, in plaas daarvan dat dit net nog 'n algemene domein is, sal .ai 'n baie spesifieke tegniese doel hê om 'n verifieerbare digitale identiteit, 'n soort paspoort vir KI-agente te skep. Nou voor jy dink, hierdie is een of ander mal idee wat uit die lug geval het, dis glad nie. Daar is duidelike presedente. Ons het reeds die .eu-domein vir 'n supranasionale liggaam, die Europese Unie. Ons het die .cat-domein vir 'n spesifieke taalgemeenskap, die Catalaansprekendes. Die .ia-voorstel, dit kombineer basies die logika van albei daai modelle.
En nou kom ons by die tegniese hart van die saak, want hierdie gaan oor soveel meer as net 'n nuwe naam. Dit gaan oor die bou van 'n fundamenteel nuwe stelsel vir hierdie komende golf van KI-agente, die infrastruktuur vir 'n nie-menslike internet. Hierdie aanhaling sê alles. Kenners voorspel die aantal KI-geënte kan elke jaar 10 keer meer word. Dis 'n eksponensiële ontploffing, en die internet soos ons dit vandag ken, is net eenvoudig nie gereed daarvoor nie. En hier is die sleutelinsig. Vir julle nuwe ekonomie om enigsins veilig te wees, het KI-entiteite 'n heeltemal nuwe soort identiteit nodig. 'n Domeinnaam is net 'n adres. Hulle het 'n digitale paspoort nodig, iets wat kan bewys wie hulle is en wie vir hulle verantwoordelik is. Die tegniese oplossing wat voorgestel word is nogal briljant. Dit word die tweeling TLD-meganisme genoem. In kort, elke .AA-domein sou 2 dele hê. Eerstens, 'n tradisionele domein vir mense, soos 'n gewone webwerf. Tweedens, 'n gekoppelde, veilige digitale identiteit vir die KI-agent. Dit bou 'n brug tussen die internet van vandag en die KI-internet van môre. En dit maak veilige, verifieerbare transaksies tussen agente moontlik. En op die ou end is dit waaroor alles gaan. Hierdie is nie net 'n nuwe domein nie, dis 'n nuwe veiligheidsinfrastruktuur. Deur aanspreeklikheid en identiteit reg in die DNS-vlak die hart van die internet in te bou, skep jy 'n KI-veiligheidsmeganisme in die kern van die hele stelsel. So, die visie is groot, maar die uitdaging is net so groot. Die grootste struikelblok is 'n eenvoudige reël. 2-letter domeine is gereserveer vir lande, so om .ia goedgekeur te kry, beteken jy moet 'n berg van politieke en bureaukratiese traagheid skuif. Maar die strategie om hierdie reël te oorkom is slim. Dit bou op daai presedente waarna ons gekyk het. Die argument is, kyk, julle het dit vir EE gedoen, wat 'n groep lande is. Julle het dit vir CAT gedoen, wat 'n taalgroep is. Ons IA is albei en dis kritieke infrastruktuur. Dit maak die saak vir 'n uitsondering. So die kernargument aan ICANN is dit. Die skaal van KI is so transformasioneel, so anders as enigiets wat ons al ooit gesien het, dat die ou reëls nie meer van toepassing is nie. Hier is nie 'n kommersiële produk nie, dit is noodsaaklike globale infrastruktuur. En dit los ons met 'n laaste deurslaggewende vraag. Die argument is sterk, die tegnologie is slim en die behoefte is dringend. Maar kan die visie van een pionier wat teruggekeer het om die alarm te maak, regtig die digitale wêreld 'n tweede keer hervorm? Die antwoord op daardie vraag sal nie net die toekoms van KI bepaal nie, maar die toekoms van die internet self.